Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Sing tot die Here se lof, Psalm 149. Psalm 149, die eerste 2 verse, sing tot Gods eer met lof en met dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. En laat Israel voor sy Maker juig, en laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Die eerste 2 verse van Psalm 149 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Wanneer ons na die belydenis kyk en ons vra onsself af wat beteken die woordjie Christus, dan gee die katekismus vir ons 'n pragtige antwoord. Hy word Christus, wat gesalfde beteken, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is. En hy is gesalf tot ons hoogste profeet, wat die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Hy is ook aangestel tot ons enigste hoëpriester, wat met die enige offer van sy liggaam ons verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, en dan laastens, hy is ook gesalf tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, daarby ook ons beskerm en bewaar. Ons luister nou na die Here se wet.
Dit is opgeteken in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing nou saam in antwoord op die Here se wet, Psalm 97. Psalm 97, die 1ste en die 6de vers. In die 6de vers sê, beminnaars van die Heer haat wat sy naam onteer en hulle wandel in sy weë. Psalm 97 verse 1 en 6 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam.
Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, saam met die kerk van hierdie eeu waarin ons leef, moet ons ook vandag bely dat die liefde wat ons tot die Here Jesus Christus voel, dat daardie liefde verkoel het. Moet ons bely dat ons nie altyd waardig is om genoem te word beminnaars van die Heer. En dat sy naam dikwels nie net deur die wêreld daar buite in ons teenwoordigheid onteer word nie, maar ook in ons eie lewens. Dat dit nie meer vir ons altyd 'n plesier is om in die weë te wandel van ons Here nie, maar dat ons meer dikwels op die afdraaipaaie van die wêreld beland. Ons staan voor U skuldig. Ons staan voor U beskaamd, want U is die God wat nog altyd U volk genee was, soos ons gesing het. U het oorgeloop van liefde daar waar ons verkoel het. U het ons kom soek daar waar ons afgedwaal het. U het U Seun Jesus Christus gestuur om ons uit die uiterste ellende en modder op te help. En daarom vra ons vandag dat U ons sonde sal vergewe. Elkeen van ons individueel, maar ook as gemeenskap van die gelowiges hier by mekaar en oral daar in die wêreld. En ons bid, Hemelse Vader, dat U getrou aan die woord by die gemeente sal wees, waar hulle ook al is wat in hierdie wêreld op die oomblik vervolging verduur. Ons praat van gemeentes in Nigerië en ons praat van gemeentes in die Sudan en ook gemeentes in China en ander dele van die wêreld, sommige waarvan ons nie eers weet nie. En ons bid dat die ware geloof ook daar sal seëvier en dat U naam ook verheerlik sal word wanneer U kinders uit doodsgevaar red. Ons bid dat U ons nou sal seën ook met hierdie woordbediening, dat U die oë van ons hart sal oopmaak, dat U ons verstand helderheid sal gee om hierdie woord wat ons lees, om dit reg te verstaan. Om nie allerhande menslike konstruksies daarop te bou nie, maar slegs dit wat die Heilige Gees vir ons bied. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons keer terug na die evangelie volgens Lukas. Ons trek by Lukas 9 en ons gaan daar lees vanaf die 51ste vers, maar ons teksgedeelte gaan kom uit Lukas 10 uit, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Kom ons lees eers vanaf vers 51. En toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. En boodskappers voor hom uit te stuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? En hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek.
Dan lees ons van hoofstuk 10 af die eerste vers. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reisak of skoene dra nie en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan en julle word ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag as vir daardie stad. Wee jou Chorazim en wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Wie na julle luister, luister na my, en wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En dan lees ons vanaf die 25ste vers die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en hulle laat hom half dood lê. En by geval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby, en net so het ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien, en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en hy gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit.
om ons antwoord daarop deur Psalm 38 te sing. Psalm 38, die 10de, die 14de en die 17de vers. 10, 14 en 17. Ver van my, uit diep misaar vir my pla, het my vriende weggegaan. Selfs verwante wil nie bly nie, naby my nie, maar al staar van ver my aan. Die 10de, die 14de en die 17de verse. In Lukas 10 vers 29 word die vraag gevra, wie is my naaste? Geliefdes, wie is my naaste? Nou hierdie vraag hou gelowige Afrikaners nou al lank besig en is nou al na baie kante toe beredeneer. Bly 'n netelige kwessie, veral in hierdie land. Hierdie land wat ons teen wil en dank moet deel met ander kulture, met ander tale, met ander rasse. Party sê, al sê hulle dit net heimlik, is net my gesin en my familie. Nou ander brei dit darm 'n bietjie verder uit en sluit ons mense daarby in. Ons mense is dan almal wat dieselfde velkleur as ek het en bereid is om Afrikaans te praat. En dan weer verander is sy naaste elkeen wat oor sy pad kom, ongeag watter skakering van die reënboog, so wat 30 jaar gelede die regering met 'n slagspreuk gekom wat sê, Ubuntu menende, ek is net 'n mens, sover ek 'n mens vir ander mense is. Elke Suid-Afrikaner is elke ander Suid-Afrikaner se naaste. Nou omdat die Bybel so 'n belangrike boek vir die Afrikaner tradisioneel is en nog altyd belangrik was, word die saak dikwels uit die Bybel beredeneer. En gewoonlik kom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan dan ook ter sprake. En dan word hierdie 'n verhaaltjie op sy eie, 'n mooi storie waaruit ons allerhande lewenslesse kan leer en waarin ons ook die antwoord op die naaste vraag sal vind. Uit hierdie storie word afgelei dat jou naaste enige iemand kan wees. Gewoonlik persoon wat jy die minste verwag dit sal wees. Wie is my naaste volgens hierdie siening? Enige iemand, ook elke Jan Rapp en sy maat. Selfs iemand so afstootlik soos 'n Samaritaan.
kan jou naaste wees. Nou wat is dit wat die Samaritane so afstootlik gemaak het? Wel, die Samaritane was 'n basternasie, 'n volk wat saamgestel was uit die swakste van die geleedere van ou Israel, mense wat met die swakste uit die heidenvolke vermeng het om 'n basternasie te vorm. Maar dit was nie al nie. Hulle het ook 'n baster godsdienst gehad. 'n mengsel van Israel se ware geloof met die afgoderry van die heidendom. Maar dit was ook nie al nie. Hulle het ook die Hebreëse Bybel gaan herskryf, vol leuns en verdraaiings om hulle sektariese geloof te regverdig. En geen wonder, toe Esra en Nehemia uit die ballingskap teruggekeer het en weer begin het om die tempel te herbou, het die Samaritane hulle self gou as vyande geopenbaar. Teestanders van die tempelbouery. Mense wat wou verhoed dat die mure van Jerusalem weer opgebou word. En van daardie tyd af was daar vyandskap. Meer as 400 jaar was daar bittere vyandskap tot in Jesus se tyd. Die Samaritane was dan ook glad nie vriendelik met die Jode uit Galilea, wat deur Samaria op pad na Jerusalem wou reis nie. Galilea was hier gewees, hier was die Samaritane gebly, en Judea met Jerusalem was hier, en die Jode het gewoonlik maar om die Samaritane te vermy van Galilea af, buite om die gebied van die Samaritane gereis. 'n moeisame ompad. Maar in ons skrifgedeelte lees ons hoe Jesus sy aangesig gerig het om na Jerusalem te reis. Dit sou sy laaste aardse reis wees, en hy kies die korter roete deur Samaria. En ten spyte daarvan dat hy boodskappers voor hom uitstuur, wil die Samaritane hom en sy disippels nie ontvang nie. Dis omdat hy 'n Jood is, en omdat hy 'n Jood is wat op pad is na Jerusalem. Jerusalem was die sentrum van die Joodse geloof, en vir die Samaritane was dit 'n onaanvaarbare bestemming. Die gebied van die Samaritane was dan ook die gebied wat die profeet Elia in die ou dae bedien het. En daarom sê Jesus se disippels, Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer nie, soos Elia gedoen het? Dit sal hulle verdiende loon wees. Nou, ons Here Jesus se antwoord is baie insiggewend, want dit help ons om hierdie hele gedeelte te verstaan. Dit sal ons help ook om die gelykenis van die barmhartige Samaritaan te verstaan. En dit sal ons ook help om uiteindelik te verstaan wie ons naaste is. Want die Here Jesus sê, die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar die Seun van die mens het gekom om die mense se lewens te red. Die Seun van die mens is eerstens 'n redder. En nou terwille van hierdie redding, lees ons het ons verder gelees, stuur die Here Jesus sy disippels uit. Terwille van die redding van Israel word die disippels 2-2 uitgestuur. Hulle moet niks saamneem nie, hulle mag ook nie bedelaars wees nie. Hulle kom by die stede aan en hulle dra die grootste skat wat daar is. Die grootste skat wat 'n mens kan ontvang. Hulle kom met die goeie nuus, die koninkryk van God het naby hulle gekom. Sommige van hierdie stede het hierdie gesandte van Christus goed ontvang, soos hulle die Here self ook goed ontvang het. Ander weer het hulle rug op hom gedraai, en net so ook hulle rug op sy disippels gedraai. En Jesus noem veral die stede van Galilea. Wee jou Chorazim en wee jou Betsaida, wat as in Tyrus en Sidon, dis 2 heidense stede, die kragtige dade plaasgevind het, wat in hele plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit het en hulle bekeer het.
Jesus gaan verder deur te sê, vir Tyrus en vir Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, sal tot in die doderyk neergestort word. Want wie na my disippels luister na my, en wie hulle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die lot van hierdie stede, hulle ewigheidsbestemming hang af hoe hulle die persoon van Jesus aanvaar of nie aanvaar nie. Wat moet die mense doen om 'n ewige lewe te kry? Hulle moet net Jesus en sy gesandte aanvaar. In hierdie tyd, na die terugkeer van die 70 disippels, moontlik nog tydens dieselfde preek van die Here Jesus, staan daar 'n wetgeleerde op met 'n vraag. Hy was sekerlik 'n wyse en 'n verstandige man, en hy het 'n vraag en hy sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En soos baie kere in die evangelies is hierdie vraag nie opreg nie, omdat die vraagsteller nie opreg is nie. Dit word ook gestel met 'n doel, met 'n voorbedagte rade om die Here te versoek. Die wetgeleerde wil hierdie rabbi laat struikel, hy wil hom ontmasker. Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou Jesus vra 'n teevraag, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord deur te sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En toe sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Ja, dis reg, die liefde vir die Here jou God is die weg na die ewige lewe, maar om hom lief te hê, moet jy hom eers ken. En niemand weet wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, beteken dat jy na die Seun moet luister. Ons wetgeleerde wil dit nie daarby laat nie. Maar hy wou homself regverdig. So het ons gelees, hy wou homself regverdig, want hy het steeds moeite met hierdie nuwe meester, hierdie nuwe leermeester in Israel, en soos al die ander fariseërs, het hy uit 'n vermoede dat hierdie Jesus 'n nuwe leer, 'n dwaalleer in Israel invoer, en daarom wil hy verder weet, en wie is my naaste? U sien broers en susters, hierdie is 'n strikvraag. Dit was toe 'n strikvraag, net soos dit vandag 'n strikvraag is. En wie is my naaste? Rabbi van Israel, sê my wie? Al die kinders van Israel is mos mekaar se naaste. Maar dit lyk asof hierdie meester 'n nuwe orde invoer, want openlik spreek hierdie Jesus oor die stede van Israel 'n oordeel uit. Chorazin, Betsaida en Kapernaum. Die stede van Israel wat nie sy disippels wil aanvaar nie. Is hulle dan nou nie meer ons naaste nie? Rabbi van Israel, sê my, wie volgens jou is my naaste? Laat ons 'n bietjie hoor. En nou, geliefdes, hoor ons die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Om die wetgeleerde se vraag te beantwoord, hoor ons eers 'n gelykenis, en hierdie gelykenis dwing ons om die saak vanuit 'n ander hoek te bekyk. Die gelykenis antwoord nie die vraag, wie is my naaste nie. Die gelykenis antwoord die vraag, hoe word ek 'n naaste? Hoe vind ek erkenning as 'n naaste? Dis die een wat die slagoffer help. Hy word as die naaste gereken. Selfs al is hy 'n Samaritaan. Gewaardeerde, hoogaanskrewe persone het die misdaad slagoffer verbygegaan, selfs aan die ander kant verbygegaan,
Maar die Samaritaan het op hom afgekom en hy het vir daardie man baie gedoen, abnormaal baie. Hy help hom nie net daar op die misdaadtoneel nie. Hy neem verder sy versorging geheel en al op homself. Hy staan sy pakdier aan hom af. Hy laat 'n blanko cheque agter by die herbergier. Enige onkoste wat daar mag wees, sal hy betaal as hy terugkom. Die Samaritaan neem hierdie ongevalle pasiënt vir sy rekening. Ons kan sê, dis te goed om waar te wees. Ja, broeders en susters, menslik gesproke, is dit te goed om waar te wees. En dit kan net waar wees as Jesus self daardie Samaritaan is. En hierdie gelykenis gee vir ons 'n leidraad daartoe. Het ons nie gelees dat die Samaritaan, toe hy die man sien, dat hy innig jammer vir hom gevoel het nie. En van wie lees ons in die evangelie? In die evangelies, van wie lees ons telkens in die evangelies, dat hy innig jammer gevoel het? Dat hy innig jammer vir die mense gevoel het, en dat hy hulle toe gehelp het. Juis die dinge wat hierdie wetgeleerdes so ontstel, dit doen Jesus. Hy maak siekes gesond, hy dryf duiwels uit, hy red Israel uit die hand van die demone. Gesondes het hom nie nodig nie, maar die siekes, hulle soen sy hand. Hulle soen die hand van Israel se geneesheer. Jesus is hulle naaste. Jesus neem die siekes vir sy rekening. Die wetgeleerde kan die persoon van Jesus nie vat nie. Hy dink Jesus is 'n ketter. In Johannes 8 vers 48 lees ons selfs dat sommige hom 'n Samaritaan genoem het. En daarom het die wetgeleerde Jesus nie lief nie, maar hy kom om hom te versoek. Sy gebrek aan liefde is as gevolg van sy selfvertroue. Hy het nie hulp nodig nie, en daarom is Jesus ook nie 'n naaste vir hom nie. En tog word hy gedwing om dit te erken. Wie is die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Tog word hy gedwing om dit te erken. Dit kan net hy wees wat aan hom barmhartigheid bewys het. Dit kan net hy wees wat gekom het om die mense se lewens te red. Dit kan net Jesus wees. Dis hom wat die wetgeleerde moet lief hê. En daarom kom die Jesus se slotwoord: gaan en doen jy net so. Jesus rig 'n uitnodiging aan hierdie man, 'n uitnodiging om die ewige lewe te beerwe en nie langer die geneesheer van Israel te verwerp nie. Laat hy eerder Jesus volg, laat hy eerder self deelneem aan God se ontferming oor sy volk. En dan het hy die Here lief met sy hele hart en sy naaste soos homself. Maar dan moet hy eers leer om homself as 'n slagoffer te sien, 'n slagoffer wat op die hulp van hierdie reisiger Jesus aangewese is. Jesus wat sy aangesig gerig het om na Jerusalem te reis, om daar sy finale verlossingswerk te volbring. So broeders en susters, ons kan vandag sekerlik weer hierdie vraag vra: wie is my naaste? En ons kan die Bybel in hierdie debat soos 'n sokkerbal heen en weer skop. Ons kan die gelykenis van die barmhartige, die Samaritaan en ander probeer voorhou, maar ons sal nooit die antwoord op daardie vraag kry voor ons nie eers besef het dat ons self 'n naaste nodig het nie. Voor ons nie eers besef het dat ons slagoffers is en dat elkeen 'n weldoener nodig het. So bitter nodig het. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, die woord wat die Here Jesus Christus aan ons rig, die uitnodiging wat hy aan ons rig,
Die liefde waarmee hy na ons toe uitreik. En ook die liefde waarmee hy ons wonde laat genees, ons krankhede, soos ons in die nagmaalformulier hoor. Ons dankie dat ons hom ken en ons bid dat ons in hierdie tyd self sal groei in geloof en groei in waardering en dat ons hom sal lief hê bo alles. En dat ons met vrymoedigheid sal getuig teenoor die wat U oor ons pad bring, wie hulle ook al mag wees. Dat ons met vrymoedigheid sal getuig van die verlossing wat daar is in hom en hom alleen. En genadige God en Hemelse Vader, mag hierdie getuienis kragtig werk in hierdie gemeenskap, oral waar U ons plaas in hierdie wêreld, U kinders, U ken elkeen van hulle, dat hulle self 'n getuie sal wees. Ons bid dat U sal wees met diegene wat siek is en wat swaar kry, diegene wat geestesprobleme ervaar, wat eensaam is, wat verwerping ervaar, diegene by wie daar verbygeloop word. Ons bid dat ons ook daar die genade van die Here Jesus Christus sal ervaar in sy heilige naam. Amen. Ons sluit af deur Psalm 40 te sing, die 2de vers en die 5de vers. 'n Nuwe lied ruis oor my lippe nou, 'n lofsang Gode toegesing, 'n ganse skaar wat my omring sal dit sien en vrees en op die Heer vertrou. O soete godsbetroue, welsalig en behoue, wie wegvlug derwaarts heen en op leenaars nie ag, en van trotsaards niks verwag. Die 2de vers en die 5de vers. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.